Goeiemôre, dankie dat u op hierdie Sondagoggend weer aansluit by ons erediens. Ons sê ook welkom aan al ons besoekers uit ander dorpe en provinsies en selfs uit ander lande. Mag ons almal saam vanoggend 'n geseënde en 'n verrykende ontmoeting met die Here hê. Soos u sien, staan ek vanoggend weer in die bediening en beklee nie meer 'n leerstoel nie, maar nog steeds is die uitsendings van die huis af en dit sal seker voorlopig ook so bly. Ek gee nou eers geleentheid vir die maandelikse gelukwensinge. Goeiemôre gemeente en almal wat saam luister. Vandag is die 3de Mei en ook die eerste Sondag van 'n nuwe maand. Graag wil ek namens die hele gemeente almal gelukwens wat hierdie maand verjaar of hulle huweliksherdenkings herdenk. Mag dit 'n vreugdevolle dag wees te midde van hierdie inperking. Mag dit 'n wonderlike geseënde nuwe lewensjaar wees en mag julle die goedheid en die liefde en die genade van ons Here elke dag beleef. Ek wil graag vra dat ons sal saam sing vir die lidmate uit lied 280 vers 1 en 3. Vers 1 begin met die woorde: Here, Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. Baie dankie en mag jy 'n geseënde diens beleef. Vanoggend gaan die bydraes dan vir die Emeritaatsversorgingstrust. Dit is 'n trust wat opgerig is vir die versorging van afgetrede predikante en predikantsweduwees. En die tweede kollekte gaan vir barmhartigheid. Dit is vir die werk van ons diakens. Die verskillende maniere waarop u bydrae kan gee, word vir u op die skerm vertoon. Ons dink vanoggend aan Suster Rita Verwy wat donderdag 'n rugoperasie ondergaan het en in die hospitaal aansterk. Mag sy ook spoedig weer herstel en gesond word. Ons doen ook as gemeente voorbidding vir broeder Jan en Suster Saar Roelofs wat verlede Sondagoggend deur 4 rowers in hulle huis op die plaas oorval is. Hulle het redelik ernstige beserings opgedoen en skade gelei, maar ons dank die Here vir hulle gespaarde lewens. Mag die Here hulle ook vertroos en help om hierdie trauma te bowe te kom. En mag hy ons ook almal bewaar in hierdie gevaarlike tyd wat ons lewe. Op 'n positiewe noot kan ons geluk sê aan broeder Herman en Suster Magdalene Bonsma, wat vir die eerste keer oupa en ouma geword het, en dit nogal van 'n tweeling. Greiling en Harry Bonsma is Vrydag, 'n week gelede in Pretoria gebore, vir Marnus en Sonja Bonsma. Mag hulle vir julle 'n groot seën en vreugde wees.
En in hierdie dae, broers en susters, bly ons almal bidend vir 'n wêreld in nood. Mag die Here vir ons almal genade en uitkoms gee. Kom ons word 'n oomblik stil voor die Here en dan begin ons met ons erediens. Laat die woorde van ons mond en die oordeenkinge van ons hart vir U aanneemlik wees, o Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, deur die Here Jesus Christus, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 19. Ons sal ook in die preek kyk na Psalm 19. Ons sing vers 1 en vers 2. Die hoë hemel rond, vertel met blye mond Gods heerlikheid en eer. Saam met die kerk van alle eeue bely ons nou ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die gelowiges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou Psalm 9, vers 7 en 8. Vers 7, die hart van hul wat U bely, sal in U naam standvastig bly. Dit is wat ons nodig het in hierdie dae, broers en susters, om standvastig te wees en ons geloof en die belydenis van ons geloof, ons vertroue in die naam van die Here, hou ons standvastig. Vers 7 en 8.
Vanoggend luister ons na die wet van die Here uit Sondag 34 van die Heidelbergse Katekismus. Hoe lui die wet van die Here? Antwoord: God het al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod: jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod: jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Die 3de gebod: mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Die 4de gebod: gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod: eer jou vader en moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod: jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod: jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod: jy mag nie steel nie. Die 9de gebod: jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de gebod: jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. In die wet van die Here, broer en suster, ontdek ons ook ons sonde. En is daar 'n roepstem na Jesus Christus en die vergifnis wat daar te vind is. Sonde kan 'n swaar las in 'n mens se lewe wees. En die manier om daarvan ontslae te raak is belydenis en die bede om vergifnis in die naam van Jesus. Ons sing nou so 'n bede, Psalm 25 se 4de vers. Heer, vergewe my sonde net ter wille van u naam. Ons skriflesing kom uit 2 gedeeltes, al 2 kom uit die boek Psalms. Die eerste Psalm wat ons gaan lees is Psalm 19 en dan 'n kort gedeelte ook uit Psalm 104. Dit sal vir u op die skerm vertoon word. Psalm 19. Vir die koorleier 'n Psalm van Dawid. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander, en die een nag deel die kennis aan die volgende mee.
sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele aarde, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan. As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Aan die een kant van die hemel kom hy op, en aan die ander kant gaan hy onder, en niks ontkom aan sy gloed nie. Die woord van die Here is volmaak. Dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan. Dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder. Dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed. Dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg. Elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as die druppels uit 'n heuningkoek. Die dienaar laat hom daardeur leer. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. Wie sien sy eie dwalinge raak? Moet my tog nie straf vir sondes wat ek onwetend gedoen het nie. Weerhou my van opsetlike sondes. Laat hulle nie oor my heers nie. Dan sal ek onberispelik wees en vry van hierdie groot sonde. Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir u aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser. En dan uit Psalm 104 vanaf vers 24. Ons lees dit uit die ou vertaling. Hoe talryk is u werke, o Here. U het hulle almal met wysheid gemaak. Die aarde is vol van u skepsele. Daar is die see, groot en alkante toewyd. Daar is 'n gewemel sonder getal, klein diere saam met grootes. Daar gaan die skepe en die leviathan wat u geformeer het om daarin te speel. Hulle almal wag op u, dat u hulle voedsel gee op die regte tyd. U gee dit aan hulle, hulle tel dit op. U maak u hand oop en hulle word versadig met die goeie. U verberg u aangesig, hulle word verskrik. U neem hulle asem weg, hulle sterwe en keer terug tot hulle stof. U stuur u gees uit, hulle word geskape, en u maak die gelaat van die aarde nuut. In die laaste vers, ook ons teksvers, u stuur u gees uit, hulle word geskape. Kom laat ons nou saam bid. Hemelse God en Vader, op hierdie Sondagoggend nader ons tot u in aanbidding. Ons wil u prys, Here, vir u heerlikheid wat sigbaar word, in al u genade wat u so onverdiend oor ons uitstort. Dankie, Here, vir die gawe om u te mag ken. Dankie, Here, dat ons in die liefde mag lewe. Al is daar beproewinge, Here, dat ons 'n toevlug by u het, dat ons versekering ontvang, dat u so oor ons waak, dat daar nie eers 'n haar van ons hoof kan val nie. Ons bid in hierdie dae vir almal wat beproef word en wat swaar kry, Here. Dwars oor die wêreld is daar groot nood, en ons vra vir u om uitkoms. Here, dit is ook reg dat u ons beproef, want u, Here, is regverdig, en wat u doen is volgens u welbehae en is goed. Ons wil vra dat u ons sal beskerm in hierdie dae, van alle boosheid. U, Here, wat almagtig is, wil u hand oor elkeen van ons hou. Ons bid ook, Here, dat ons in die beproewing gelowig mag bly, dat ons dit sal aanvaar en sal sê, Here, u is in beheer. Ons bid vir almal wat honger ly wêreldwyd. Wil u uitkoms gee? Ons het dit gelees, Here, dat u vir elkeen kos gee op hulle tyd. As dit dan so is vir die diere en plante wêreld, Here, wil u dit ook so waar maak vir alle mense op aarde. Dankie dat te midde van al die beproewings daar nog soveel genade
en vreugde in ons lewe kan wees. Dit kom alles van U af, Here. Aan U al die eer. Leer ons om al meer te lewe soos kinders van U betaam. Laat ons deur U Gees groei om al meer soos Jesus Christus te wees. En maak ons U getuies in hierdie wêreld. Mense wat vasglo dat U bestaan en dat U liefde die aarde oordek. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons sing nou skrifberuiming 17:1, vers 1 en 2. Dit is 'n beruiming van Matteus 6, die wonderlike woorde waarin die Here ons bemoedig en sê dat ons nie besorg moet wees oor ons lewe nie, want ons hemelse Vader sorg vir ons. Vers 1 en vers 2. So geliefde broers en susters en jong mense, ons is ingeperk. En as 'n mens ingeperk is, dan gebeur daar baie dinge met jou. Een van die dinge wat gebeur, is dat 'n mens agterkom dat jy eintlik 'n baie sterk band met die natuur het. Ons mis die natuur. Ons mis die vryheid om in die natuur te kan beweeg. Die ervaring van oop ruimtes en bome en plante en diere, en 'n uitsig op berge en vlaktes, dinge waarvoor ons mooi land so goed bekend is. In hierdie dae is dit vroeg Mei en in die gebeendere van die jagters is daar sekere kriweling, want dit is jagseisoen en ons verlang na die veld en die wild en die jag en die aande om die vuur en die mooi sterrehemel van die bosveld. Aan die Weskus van Namibië word dit tyd vir die wintervis. Die silversteenbras en die galjoene. Die swaalkies onder ons kyk verlangend na hulle karvane wat nou nutteloos onder die afdakke staan, want dit is eintlik tyd vir die migrasie na die noorde. En ons dink aan uitkamp en saamkuier met goeie vriende. En in die sitkamers sit al die verlangende reisigers gestrand wat verre lande wil verken of die wildtuin wil besoek. En die blommekykers wat beplan het om die natuur van die Noord-Kaap te gaan geniet, wonder of dit ooit sal gebeur. So broer en suster, wanneer hierdie dinge van 'n mens afgesny is en nie meer moontlik is nie, dan mis 'n mens dit. Eintlik nogal baie. Die natuur en die interaksie met die natuur is vir ons belangrik. Ja, wat is dit met die mens en die natuur? Is wat ek genoem het, en daar is seker nog baie voorbeelde, is dit net nostalgie, of is dit 'n oordrewe vryheidsdrang, of 'n sielkundige reaksie op inperking, is dit kajuitkoors as ons so praat? Miskien. Maar een waarheid is, die natuur roep ons. Die natuur spreek ons aan. Mense sal dit ook gereedelik erken, as jy vir hulle vra, maar hoekom gaan jy graag na so of so 'n plek toe, dan sal hulle vir jou sê, man, die veld roep my.
Die see praat met my, ek voel dit aan my lyf, ek moet nou weer 'n slag daar kom, of in die wildtuin, of ek moet uitkom en nuwe streke gaan verken. Daar is 'n stem wat met my praat. En ons skrifgedeelte vir oggend, Psalm 19, sê eintlik presies ook net dit. Heel aan die begin, die hemel getuig, die uitspansel maak bekend, die een dag gee 'n berig deur, die een nag deel kennis mee, sonder spraak, sonder woorde, is daar 'n stem, gaan daar 'n boodskap uit oor die hele wêreld, 'n taal wat die uithoeke van die aarde bereik. Daar is dus 'n stem in die natuur. Al die woorde wat jy daar sien in hoofletters sê eintlik vir ons dat daar 'n gesprek aan die gang is in hierdie wêreld, wel sonder taal en woorde, maar die natuur praat met ons op 'n manier. Daarom is dit seker nie verkeerd om te sê, ek word aangespreek deur die natuur nie. Die natuur roep my en as ek nie kan gaan, as ek nie kan antwoord nie, dan pla dit my. Vanoggend wil ons in die skrif beter probeer verstaan. Wie se stem is dit in die natuur? Wat sê die stem en hoe moet ons daarop reageer? Nou is dit so, geliefdes, dat ons in die Bybel verskillende voorbeelde het van skepsele in die natuur wat praat. Byvoorbeeld die slang in die paradys het gepraat en Biliam se donkie het gepraat en in Rigters 9 lees ons in 'n gelykenis dat bome onder mekaar praat om te vra wie van hulle moet koning wees. Maar u sal erken, dit is die uitsonderings. Diere en plante wat in mensetaal praat. En dit gebeur nie sommer elke dag nie. Maar die stem van die natuur wat ons vandag ondersoek is anders. Dit is sonder spraak en sonder woorde. Dit is dus nie gewone mensetaal soos die slang en die donkie gepraat het nie. Let op in ons skrifgedeelte. Dit is ook nie 'n uitsondering nie. Die een dag gee dit deur vir die volgende dag en die een nag vir die volgende nag. Met ander woorde, ons kan sê dag en nag klink daar die stem. So wie se stem is dit? En u ken seker die antwoord gemeente, dit is die stem van God. Die stem van God klink ook in die natuur. Ons wat gereformeerd is, bely dit ook in die tweede artikel van die Nederlandse geloofsbelijdenis. In die eerste artikel erken ons dat daar 'n God is en bely ons wat sy eienskappe is volgens die woord. In die tweede artikel vra ons dan maar, hoe kan ons hierdie God ken? En dan sê die belydenis kort saamgevat, ons ken hom op twee maniere. In die skriftuur, die Bybel, en in die natuur. God praat met ons dus deur sy woord en deur die natuur. En die stem in die natuur, onhoorbaar, sonder woorde, het tog 'n boodskap wat tot die einde van die aarde klink. En dit is dus God se stem. En ek dink dit is daarom, liewe broers en susters, dat die stem van die natuur so diep in ons hart en in ons gemoed kan klink en dat dit ons kan beroer, want wie anders kan dan in die dieptes van 'n mens se gemoed werk as dit nie die Here is nie. Nog nader bepaal wil ons sê, die stem in die natuur is die stem van die Heilige Gees, die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Die Bybel leer ons, dit is die Gees wat in die natuur werk en wat praat. Die Gees van God is van die begin af by die skepping betrokke. Ons ken almal die eerste woorde van die Bybel wat sê dat die Gees van God oor die wêreld, oor die aarde gesweef het, oor die waters. Maar die Gees het ook meer gedoen as sweef, hy was ook intiem betrokke by die skepping. Ons lees in Psalm 33. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leer. Dit is al die sterre en planete. In Spreuke 8 word die Gees as die wysheid van God beskryf, waardeur hy alles geskaap het. Toe hy die fondamente van die aarde vasgelê het, toe was ek 'n kunstenaar. Die Nuwe Lewende Vertaling sê 'n boumeester naas hom.
Aan die ander woorde, die ontwerp van die aarde kom dus van die Gees, maar ook al die lewe op aarde. In Job 33 sê Elihu, die Gees van God het my gemaak. Die asem van die Almagtige het my die lewe gegee. Al die lewe op aarde, gemeente, kom van die Gees. Hy is die Gees wat lewe gee. Ons het dit ook in ons teksvers gelees. U stuur u Gees uit. Hulle word geskape. Verder lees ons ook dat dit die Gees is wat die lewe wat hy geskaap het in stand hou. Ons het dit gelees, hulle is almal van u afhanklik. U gee hulle kos op hulle tyd. U gee en hulle eet, u maak die hand oop. Hulle kry meer as genoeg. Maar as u terugtrek, is dit klaar met hulle. En so is daar baie getuienis in die skrif wat daarvan spreek, dat die Heilige Gees van begin tot vandag toe intiem betrokke is by die skepping, by die onderhouding en die bestuur van alle dinge op aarde, ja, die hele geskiedenis van alles in die wêreld tot in die kleinste detail word deur die Gees van God bestuur en na sy bestemde einde toe gelei. Hierdie werking van die Gees, eintlik 'n ontsaglik omvangryke tema, word die kosmologiese werking van die Gees genoem. Dit wil sê sy werk en openbaring in en deur die kosmos, die skepping, die natuur, wat ook die mens insluit. En dit word geken as die werking van God in sy algemene genade. Vorentoe wil ons in hierdie kwartaal ook nog aandag gee, en is daar al aandag gegee aan die soteriologiese werking van die Heilige Gees. Dit wil sê sy reddende werking in die mens, wat ook bekend staan as sy besondere genade. En nog later, as die Here wil, aandag aan die eskatologiese werking van die Heilige Gees. Dit wil sê die Gees sit werking in die laaste dae, veral met die oog op Jesus se terugkoms. Maar vereers vanoggend dan die kosmologiese werking van die Gees. Met veral aandag aan sy stem, wat elke dag klink en wat die uithoeke van die aarde bereik. Hierdie stem wat ons aanspreek en wat ons, as ons daarvan afgesny word, so geweldig mis. Want dis mos waarvoor ons geskape is. Elke skepsel wil mos die stem van sy Skepper hoor. En om daarvan afgelei te word, afgesny te word, is eintlik om 'n bietjie dood te gaan. Dit is dus God die Gees se stem wat in die natuur klink. Maar wat sê die Gees dan? Ons skrifgedeelte laat hieroor geen onduidelikheid nie. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die hele skepping sê dit. Daar is 'n God. Hy is magtig. En kyk wat hy doen. Die skepping is die werk van God se hande. Ook die onderhouding. Elke dag en nag klink die getuienis. Klink die roepstem. Kyk wat God doen. Kyk hoe hy dit doen. Ek praat met jou, sê die Gees in die natuur. Luister jy, kry jy die boodskap? Maar wat sê die Gees dan vir ons in die natuur? Wat meer spesifiek is sy boodskap? Daar is baie variasies, gemeente, en in elke situasie klink die boodskap vir elke mens weer op 'n nuwe manier. As jy byvoorbeeld die aand in die veld om 'n vuur sit, wat sê God dan eintlik deur daardie omstandighede vir jou? Wat beleef jy? Jy beleef dalk vrede en die warmte van gesellig saam wees en veiligheid en ook die mooiheid en rustigheid van die natuur. Die vraag is nou, is dit 'n brandende stuk hout wat dit vir jou doen? Nee, dit is of God deur hierdie dinge werk. Sonder taal en sonder woorde sê hy vir jou, maar hierdie dinge, die rus en die vrede en die veiligheid en die warmte kom eintlik van my af. En is by my te vind. Vir elke mens in elke situasie is die boodskap weer nuut. Hier agter my sien jy 'n natuurtoneel en miskien sê dit vir u niks nie, dit is maar 'n vlakte en 'n bergie en 'n pad. Dit is net noord van myl 72 aan die kus van Namibië, die Lagunenberge.
Maar vir my persoonlik is daardie stukkie natuur groot getuie van die Here se genade en goedheid. Op daardie pad het ons al baie gery. Toe ons kinders nog babas en kleuters was, ons het daar gery met van ons heel beste vriende, met ons familie, ook partykeer alleen. En altyd, as ons daar verby gekom het, was ek so bewus dat die Here goed is. In die oopheid en skoonheid van die natuur, in die rykdom van 'n gesin hê en gesond wees, in die belewing van dierbare, kosbare vriendskap en liefde, oorweldig deur die gawes van die natuur, die gawes uit die see, deur die feit dat ons hierdie genade so onverdiend net kan geniet. Daarom het ek dit hier opgehang, sodat ek, as ek hier is, nie sal vergeet nie. God is goed. God is goed in al sy handel. En sy pad is enkel reg. En so het elkeen van u ook 'n besondere plek of plekke waar die natuur onhoorbare boodskap met jou gedeel het. Vir elke mens is hierdie boodskap anders, maar die breë boodskap bly dieselfde. God se skepping getuig van sy mag en sy eer. En dit maak die werke van sy hande bekend. Kyk in ons Psalm. Daar staan Dawid by 'n sonsopkoms. Vroegoggend, die beste tyd van die dag. En die natuurtoneel spreek hom so aan dat hy onder leiding van die Gees begin dig. Onder leiding van die Gees verwoord hy die onhoorbare stem of taal wat uit hierdie toneel spreek. Kyk, hoe kom die son op? Is hy nie stralend, soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom nie? Is hy nie doelgerig en vasberade, vol roepingsbesef en durf en moed en ywer nie? Niks ontkom aan sy strale nie die hele dag. En ek is seker dat Dawid self, wat so na hierdie toneel gestaan en kyk het, toe ook ingesien het, maar kyk, ook ek is mos God se skepping, en is dit nie hoe ek die dag moet binnegaan nie, vol moed en dapper en flink uit die vere, met roepingsbesef, tot son onder, en geen taak moet ongedaan bly nie. Dit is eintlik wonderlik, broers en susters en jong mense, die boodskappe wat God vir 'n mens in die natuur kan en wil gee. Jy weet, die vorige keer het ek 'n preek uit my studeerkamer gelewer, en daar staan baie boeke, mooi en goeie boeke met wonderlike kennis en boodskappe, maar weet jy, die natuur is ook weer 'n ander soort studeerkamer, en daar is baie lesse, en baie boodskappe, wat die Heilige Gees in die natuur vir ons wil gee en bevestig. Is dit nie so nie, dat die Bybel ons op baie plekke terugstuur na die studeerkamer van die natuur, en sê, gaan leer die lesse daar, nee, soos ons gesing het, gaan kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle ploeg nie, die hemelse Vader sorg vir hulle. Gaan kyk na die lelies van die veld, hulle is mooier aangetrek as wat Salomo ooit aangetrek kon wees. Kyk na die muur, sit hy nie vir hom kos weg nie. Kyk na die mossies, is jy nie meer werd as 'n mossie nie? Kyk na die dassie, die geitjie, die springkaan, die leeu, die bokram, die spoggaan, die aasvoël, die slang wat teen 'n rots opseil. Kyk na die wolke, die reën, die sterre, elkeen is getel, die golwe wat hulle grense het, die stormwind wat oor die woestyn kom, die mis wat voor die son verdwyn. Daar is soveel lesse, broer en suster. Die hemel en die aarde getuig van die mag van God, die hele skepping, maak die werk van sy hande en sy wysheid bekend, as ons maar wil luister. En dit bring ons by die derde punt. Hoe reageer ons op die stem van die Heilige Gees in die natuur? Dit kan nie net bly by 'n vae verlange nie. Laat ek maar eers sê, daar is op hierdie stem van God in die natuur 'n oorreaksie en ook 'n onderreaksie. Die oorreaksie staan bekend as pantheïsme. Dit is wanneer die natuur self aan God gelyk gestel word. Pantheïsme.
Die mens onderskei dan nie die werk van God of die stem van God in die natuur nie. En sê en dink dan dat die natuur self God is. En so gebeur dit dan dat mense begin om die son te aanbid of die maan of bome of diere. Dit is die oorreaksie op die stem van God in die natuur. Die onderreaksie op die stem van God in die natuur kry ons by mense, soos die waarvan ons in Jesaja 6 lees. Dit is die mense wat deur God bestem is om te hoor en tog niks te verstaan nie, en om te kyk en tog niks te sien nie. Jesus verwys na sulke mense in Matteus 13 en die apostel Paulus in Handelinge 28, en dan gaan dit daar oor mense wat die besondere openbaring van die evangelie van Jesus net nie wil en kan aanvaar nie. Maar geliefdes, dit geld ook vir die stem van die Heilige Gees in die algemene openbaring, in die natuur. Die wêreld is ongelukkig, vol mense wat die stem van die natuur hoor, maar dit minag. Hulle trap op die muur en verjaag die dassie en oorbewei die veld en kap die bome uit en vergiftig die leeu en slag die renoster en besoedel die see. Hulle sien en hoor, maar bly doof en blind. Dit is tragies dat daar ook baie sulke mense is. Tussen die oorreaksie en die onderreaksie op die stem in die natuur staan ook die gelowige reaksie. Dit is die mense wat die genade ontvang om die stem van die Heilige Gees raak te hoor. Dit is genade, want die Heilige Gees self moet ons sensitief maak, moet ons gees instem om sy stem te kan hoor. Maar as ons dit dan hoor, wat is dan die reaksie? En die reaksie deur die eeue van God se mense, ons kry dit ook in al twee die psalms wat ons gelees het, is bewondering. Bewondering. Is mos so, dikwels kom 'n mens op 'n natuurtoneel af, wat jou asem wegslaan, wat sê, het jy in jou lewe dit al gesien? Maar dan nie 'n pantheïstiese bewondering wat sê, hierdie stuk natuur is so goed, die natuur is seker God nie. Nee, daar kom 'n dieper bewondering, 'n gelowige bewondering wat sê, wie is die God wat dit kan doen? Wat leer ek uit hierdie wonderlike gesig oor God, my skepper? Wat sê hy in hierdie dinge vir my? En wat hoor ek en wat leer ek? Die eerste gevolg van bewondering, as dit gelowig gebeur, is gewoonlik lofprysing, gemeente. Kyk, dit staan ook so aan die begin van Psalm 104 wat ons saam gelees het. Ek wil die Here loof. Here my God, U is baie groot, U is bekleed met koninklike luister, U is met 'n kleed van lig omring. Dit is U wat op die wolke ry, op die vleuels van die wind. Dit is U wat die winde U boodskappers maak, die weerligte U dienaars. Gelowige bewondering lei tot lofprysing, maar terselfdertyd ook, gemeente, tot vernedering, nee. Gekonfronteer met die natuurse getuienis oor die almag en grootheid van God, besef 'n mens eintlik dadelik ook jou eie kleinheid, nee. Is dit nie deel van die bekoring van die grootsheid van die see en die stilte van die woestyn en die onmeetlikheid van die hemelruim nie? Dat dit 'n mens so klein laat voel, dat jy die stem van die Heilige Gees daarin hoor wat vir jou sê, mens, jy moet nederig wees voor die Here jou God, hy wat sulke groot dinge kan maak. In hierdie dae, geliefdes, praat die Heilige Gees op 'n besondere manier met ons. Hy praat met ons deur wat nou bekend staan as die koronakrisis of pandemie. En sekerlik getuig die natuur en die Gees hierdeur dat ons in ons bestaan gebroken is. En getuig dit van die invloed van die sondeval, ook op die skepping tot vandag toe. Maar in 'n ander opsig word ons ook gedwing
tot ontzag en tot nederigheid. Ontzag is ook 'n ander manier van bewondering. Ja, want die God wat grootliks deur die wêreld afgeskryf is en deur sommige mense beskou word as 'n blote projeksie van onvolwasse mense se gees. Ja, die God wat lankal deur die wetenskap oorbodig verklaar is. Daardie God kan deur een van sy kleinste skepsels, onsigbaar vir die oog, 'n hele wêreld van biljoene mense tot stilstand bring. Ja, broer en suster, te midde van groot kommer en ook benoudheid moet daar tog ook ontzag wees, nee. Soos die disippels wat in die storm gesê het, wie is hy tog wat so iets kan doen? En daarmee saam kom dan die vernedering. Wie is ek tog? Ek wat so eintlik broos en nietig en klein is. Alle skepsels is so diep van hom afhanklik. En hierop, op die vernedering, volg dan nadering. 'n Nadering met heilige eerbied en respek, want wie die stem van die Heilige Gees in die natuur gehoor het en wat daardeur gebring is tot verwondering, wil ook meer te wete kom. Kyk hoe gebeur dit in Psalm 19. Het jy opgelet dat dit 'n psalm is wat in 2 dele uiteenval? In vers 1 tot 7 praat Dawid oor God se openbaring in die natuur, die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel is die werk van sy hande. Dan vanaf vers 8 slaan die psalm om na God se openbaring in sy woord. Die woord van die Here is volmaak. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Die bevele van die Here dui die regte koers aan. Die gebod van die Here is helder. Alles aanduidings van God se openbaring in die Bybel. En soos in Psalm 19, so moet dit ook met ons wees. Die stem van die Heilige Gees in die natuur moet ons ook lei na daar waar hy nog duideliker en nog helderder praat. Naamlik die Heilige Skrif, die woord van God. En as die Heilige Gees jou in die natuur byvoorbeeld lei om die goedheid van God raak te sien, hoeveel te meer sal jy nie van die goedheid van die Here kan leer as jy begin om sy woord te lees nie. Ja, inderdaad, hy is so goed, hy sal sy lewe vir jou gee. En as die stem van die Heilige Gees in hierdie dae ons in die natuur lei om die gebrokenheid van die wêreld in te sien en ons eie kleinheid en broosheid te erken, sal ons dan nie maar in die woord van God gaan lees oor hoe God ons in ons swakheid te hulp kom nie. Hoe hy hierdie gebroke wêreld so lief gehad het, dat hy alle siektes en peste en kwale en oordeel en ook straf op sy eie onskuldige seun gelaai het, om in ons plek daarvoor te sterf nie. Die tyd haal ons in, gemeente, maar as jy self die woord van God lees, sal jy in jou nadering tot God al hoe beter en dieper en ryker verstaan wat die stem van die Heilige Gees in die natuur eintlik ook vir jou wil sê. Nadering op hierdie manier, deur die woord, laat jou met nuwe oë na die skepping kyk. En wie so tot God nader, God self sê, dan sal ek tot jou nader. En dit sal dan uiteindelik lei tot die 4de gevolg van bewondering. En dit is aanbidding. As jy regtig beleef dat God naby is, dan buig jou knieë, dan wil jy hom ook aanbid. Opmerklik dat al 2 ons psalms wat so heerlik oor God die Heilige Gees in die natuur praat, dat hulle al 2 eindig met 'n gebed. Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir u aanneemlik wees, bid Dawid in Psalm 19. Mag hierdie bepeinsing van my vir u aanneemlik wees, bid die digter van Psalm 104. Maar gemeente, aanbidding is meer as net knieë buig, hande vou en woorde sê.
Aanbidding is ook gehoorsaamheid. Aanbidding is ook navolging. Daarom sien ons in Psalm 19 dat Dawid ook bid, dat die Here hom sal bewaar van sonde, bewustelike sonde en onbewustelike sonde. Na sy beskouing van die natuur wil hy in sy aanbidding voor God ook onberispelik wees, want God is heilig en groot. En vra die digter van Psalm 104 dan ook dat die Here die goddeloosheid van hierdie aarde moet wegneem, die sondaars en alles wat hulle wil doen, sodat die kinders van die Here hulle weer in hulle God en in sy skepping kan verbly. Ten slotte, geliefdes, daarom moet ons in die tyd waarin ons nou leef, as ons dit gelowig verstaan, en ook reg hanteer, gelei word tot 'n diep en opregte aanbidding van God. Die stem van die Gees in die natuur en in die woord van God, die skriftuur, dwing ons daartoe. En daarom moet ek ook sê, as daar vanoggend mense is wat na hierdie uitsending kyk, wat nie in God glo nie, of wat ver van God lewe, dan wil ek u aanmoedig, luister na die stem van God in die natuur en in sy woord. En moenie langer hoor en niks verstaan en sien, maar nie eintlik iets raak sien nie. Kry jy dan nou nog nie die boodskap nie? Sonder spraak en sonder woorde klink dit oor die eeue tot die uithoeke van die wêreld. Die Here is God, die enigste Here. Hy is goed, hy is genadig en by hom is uitkoms in die nood. Bewonder hom en prys hom, nader tot hom, verneder jou, bely jou sondes, aanvaar die genade wat daar in Jesus is, aanbid hom, volg hom, dien hom, en jy sal die goedheid en liefde en genade leer ken, meer nog as wat die skemering wat daar in die natuur is vir jou kan aandui. Ja, jy sal staan in die volle gloed van die son van geregtigheid, Jesus Christus, wie se koms op hande is, en wie se genade en liefde oor die hele aarde skyn, vir almal om te sien. Amen. Ons dank nou saam. Genadige God, dankie dat U ons ore en ons oë vanoggend weer geopen het. Diep in ons harte het ons dit al gemis, Here, om so onbewustelik die stem van die Gees in die natuur te kan hoor en die soet klanke daarvan te kan geniet. Vanoggend sit U vir ons die bril van die Heilige Skrif op en nou kan ons duideliker sien, Here. U naam is oral baie groot, selfs as daar swaar dinge oor die aarde kom, sien ons U grootheid en almag, en wil ons ook vanoggend in ontzag die knieë buig en sê, wie is U tog, dat U so iets kan doen? Here, wees ons genadig. Ons is almal sondaars en verdien niks nie. En tog kyk ons, Here, na U seun Jesus Christus aan die kruis, by wie daar uitkoms is uit alle nood, ook hierdie nood. Dankie dat ons mag weet, dat wat hy aan die kruis gedoen het, werklik geld, en dat dit nooit ongedaan gemaak kan word nie. En dat dit genoeg is, Here, vir die bedekking van alle sondes, en vir al ons behoeftes wat ons ooit mag hê. Sien ons dan so in liefde aan, Here. Gee dat hierdie dag vir ons 'n dag van verdieping mag wees in ons verhouding met U, en dat ons soos die son wat opgekom het, stralend voort mag gaan as U kinders, en dat niks wat U wil hê dat ons moet doen, ongedaan sal bly nie, tot die eer van U naam. Amen.
Ons gaan nou weer sing, die bekende lied 464, O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou. En as ons dit sing, dan oordink ons die boodskap van die preek. Vers 1 en vers 4. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en mag hy in sy genade by julle wees. Die Here sal julle seën en beskerm, die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.